Goeienaand. En mense sou verwag dat Jona in hoofstuk 4 vol lof en aanbidding vir God sou wees. Nie net was God hom genadig nie, maar ook nadat God 120.000 mense, ja 120.000 slegte Assiriërs, ja dat hy aan hulle genade betoon het. Maar allermins, hoofstuk 4 begin met 'n ontevrede en 'n kwaai Jona wat tot God bid. Ag Here, ek het dit geweet. U is 'n genadige en 'n barmhartige God, langmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Wat 'n profeet. Hy sal eerder verdrink word as om op sy sending te gaan. En wanneer hy die grootste bekering in die geskiedenis van die mensdom beleef, is hy woedend en pleit hy by God om hom liewers dood te maak. En dan gebeur daar weer iets onverwags. In plaas daarvan dat God vir Jona van die aarde afvee, reageer hy met die grootste geduld. Deur 'n aktiewe gelykenis verduidelik God vir Jona waaroor alles in die boek Jona gaan. God het 'n komkommerplant oor Jona laat opkom, wat hom teen die woestynson van, daai verrede woestynson van Assirië beskerm het. Maar die volgende môre het God 'n wurm gestuur om die plant weer te laat verdroog, en die son het weer vir Jona gesteek. En weer het hy gewens en gebid om te sterf. As God weer met groot geduld vir Jona antwoord en sê, jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n stad waar daar meer as 120.000 mense in is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. God se hart van liefde en genade is soveel groter as wat ons ooit sal kan dink. En in die verhaal van Jona is God agter sondaars aan, agter 'n onwillige profeet, tot 'n klomp matrose wat afgode aanbid, tot 'n hele stad wat goddeloosheid bedryf. Ja, wat wie se goddeloosheid geen gelyke geken het nie. Hoe ver moet my sonde strek om buite God se genade? God se genade wat ons sien en ken in sy seun Jesus Christus. Ja, hoe ver moet my sonde strek om buite God se genade te val? Daar is geen sonde wat ek en jy kan doen wat groter is as God se genade in Christus nie. Maak nie saak waar jou sonde jou nou laat opeindig het nie. God se genade is baie groter en hy sal sy kind altyd omvou en sy liefde aan hom betoon in Christus. Mooi aand vir jou verder.